Welkom by Boekwurm. Elke storie het 'n stem. Sit terug en geniet die verhaal. Piet Muskiet en die boelie. Piet Muskiet van Pampoenland is maats met meeste insekte op boer Gielie Ackerman se plaas. Weksdae sit hy stil op sy skoolbankie in Gogga skool. Geen lawwe insek is sy lewe seker as juffrou Giffinpomp eers op haar 8 bene na jou toe aanwaggel en haar groot rooi maag amper in jou neus indruk nie. Sy is 'n temaaie knoepies binnekop, trots op haar genepoel, en haar gif is so sterk dat selfs mense daarvan doodgaan. Wat nog van klein insekte? Naweke is vet pret in Pampoenland. Dis amper weer naweek. Piet Muskiet kyk oor die see van insekte na sy besties. Patricia lê na aan sy hart. Sy is 'n tingerige wyfie muskiet met mooi wit streepies op haar dun beentjies. Haar stemmetjie is vlindersag, nes die zoem van 'n bytjie wat heerlik aan sy nektarhappie suig. Piet Muskiet sien haar stamp aan Jannie de Waal, sy ander bestie. Patricia kan hom tog so terg. Jannie de Waal se lang muskietbene hang slap van sy skoolbank af, met sy klein lyfie stewig op die skoolbank. As juffrou Giffinpomp hulle daarom nou moet sien. Piet Muskiet knipper sy saamgestelde oë vinnig. Sy hartjie bons benoud in sy borskas. Hy laat val sy potlood aspres hard op die vloer. 10 saamgestelde oë pen hom vas. Juffrou Giffinpomp kyk gesteerd om. Piet Muskiet fladder versigtig grondwaarts en tel die groot swaar potlood op. Hy glimlag vir juffrou Giffinpomp. Sy snork onvroulik deur haar neus en teken die plansel op die bord klaar. Piet Muskiet sug verlig. Ai, die Patricia. Hoeveel keer moes hy nie keer dat sy in die moeilikheid beland nie? Sy terg Jannie de Waal altyd oor sy langbene. Hy is die enigste muskiet in Pampoenland met sulke langbene. Hy is van 'n ander muskietfamilie as wat hy en Patricia is. Hulle het wit streepies op hulle bene. Hy het lang, dun bene. Sy oë knipper weer vinnig oor die insekte in die klas. Arrivarrie se skoolbanke staan leeg. Waar sou die gawe Hottentotsgod dan wees? Piet Muskiet het alle belangstelling in vandag se les verloor. Hy knip en knip sy oë. Soek hier en soek daar. Onder die skoolbanke. Agter die deur. Soek, soek. Arrivarrie is wragtig nie in die klas nie. Arrivarrie is 'n volbloed grasgroen Hottentotsgod. Eet hy alles behalwe bestievleis. Hy noem homself 'n vegetariër, want hy suig net plantsappies vir kos. En omdat hy so 'n anderste Hottentotsgod is, word hy by die skool geboelie. Patricia sê die ander insekte is jaloers op hulle vriendskap met 'n Hottentotsgod. Dis hoekom hy so geboelie word. Japie Kromneus wink vir hom uit die vensterbank. Hy is nommer 4 van Piet Muskiet se besties. Sy neus is merkwaardig krom van al die kere wat hy in toevensters vasvlieg. Sy vlerke vibreer op en af van ontsteltenis. Piet Muskiet kyk deur die halfoop venster. Dan sien hy dit ook. Arrivarrie, die groen Hottentotsgod, stap skuifel, skool toe. Hy vlieg nie. Sy vlerke is druipnat en rooi bessiesap drup in vet druppels by sy bene af. Piet Muskiet kry mure. Sy vlerkies begin tril en bewe van ingehoue spanning. Die boelies. Iemand sal hulle 'n les moet leer. Langer kan Piet Muskiet nie op die skoolbank bly stil sit nie. Met 'n vaart styg hy op en pyl reguit op die gleufie lig onder die halfoop venster af. Woets trek 'n stuk bordkruit rakelings by hom verby.
Juffrou Giffinpomp is 'n swak skit. Japie Kromneus skrik so groot, hy vlieg teen die venster vas. Die klas skater dit uit. Piet Muskiet is buite. Vinnig kies hy koers grond toe. Die sonnetjie bak vuur warm op Arrivarrie se groen stokkies lyf neer. Die bessiesap raak taai en kleef soos gom aan sy vlerke vas, soos wat die water daaruit verdamp. Sal hy sy bestie kan red? By die skool se waterbak trek Piet Muskiet Arrivarrie se taai lyf met moeite onder die druppende kraan in. Die druppels val stadig op Arrivarrie se warm lyf. Piet Muskiet vlieg op en gryp 'n groen blaar van die naaste boom af. Daarmee word Arrivarrie se groen lyf geskrop. Hy skrop so wild en woes, dis net druppels water en bessiesap wat in alle rigtings spat. Eers baie later, toe die skoolklok se galm al weg is, lyk Arrivarrie weer soos 'n gewone groen hottentotsgod. Piet Muskiet val op die gras neer en hyg na asem. Amper was Arrivarrie bessie tammelietjie. Daar is 'n skare toeskouers, teen die tyd dat Piet Muskiet genoeg energie het om op te staan en die gebruikte blaar vies eenkant toe gooi. Sy ander bestie staan voor en keer die hordes insekte wat nuuskierig nader wil fladder. Almal zoom en fladder en wil weet wat gebeur het. Jannie de Waal vlieg versigtig nader. Hy hoop net Arrivarrie het die skrop oorleef. Teen sonsak is die besties eers by hul gewone bymekaar komplek by die voeltjie se waterbad langs die groenteakker. Arrivarrie is styf en seer van sy ervaring. Piet Muskiet sy arms is lam van al die geskrop. Jannie de Waal maak 'n plan. Die boelie moet gestop word. Isabella die kokerjuffer is 'n boelie. Sy is 'n groot geel onbeskofte mot wat skuil in die bessiebos voor Gogga skool se ingangshekkie. Sy en haar trawante, 2 muurleeu's, het Arrivarrie ingewag terwyl hy skool toe gevlieg het. Hulle het hom gepeper met die oorryp bessies uit die bessiebos. Sommer vir niks. Jannie de Waal het 'n plan. Toe die maan hoog is, vlieg Jannie de Waal geheimsinnig na boer Gielie Ackerman se huis. Nie vir boer bloed nie, nee, hy waag sy lewe. Gerardus Gietjie bly tussen die bourommel teen aan die skuur aan die kant van die huis. Gerardus Gietjie se gunsteling happies is sappige kokerjuffers. En muskiete soos hy wat Jannie de Waal is. In die maanlig is Gerardus Gietjie se lyfie koud en is sy beweging stadig want die sonnetjie is weg. Jannie de Waal dink dit is 'n goeie plan om vir Gerardus Gietjie na die bessiebos te lok. Gerardus Gietjie se mond water toe hy hoor van 'n sappige kokerjuffrou wat sommer naby hom bly en hy stem saam met Jannie de Waal se plan. Toe die son sy koppie maandagoggend skamerig oor die bilte steek, sien die insekte ooppad skool toe 'n eienaardige gesig. Jannie de Waal sit soos 'n ridder op 'n wit perd op Gerardus Gietjie se blinkrug voor die ingang van Gogga skool. Die bessiebos is onheilspellend stil. Jannie de Waal maak sy stem dik. Isabella en trawante. Dis so stil soos die voeltjie bakkie op 'n Sondag agtermiddag. Gerardus Gietjie wikkel sy lyf. Sy lang rooi tong spits heen en weer. Die insekte wriemel uit sy pad uit. Die sonnetjie begin hom warm bak. Hy wriemel al hoe meer. Sy bek kwyl. Jannie de Waal skuifel braaf van sy rug af. Toe Gerardus Gietjie Isabella se reuk kry, woed sy stert en al binne in die bessiebos in. Die bos ruk heen en weer. Dis net bessiesap wat spat. Die 2 muurleeu's styg soos hommeltuie in die lug op en neem 'n video van die gebeure. Oomblik later kom Gerardus Gietjie kouend uit die bos gestap. Sy nat kloue maak bessiepatrone op die klipperige grond. Hy knipoog vir Jannie de Waal en stap sterts waaiend weg.
Die insekte sluk benoud. Jannie de Waal stap trots op sy lang bene heen en weer voor die insekte van Pampoenland. Dis wat ons met boelies doen in Pampoenland. Al die insekte klap hande en juig oor die oorwinning. Piet Muskiet pik 'n traan weg, toe Arrivarrie lomp vir Jannie de Waal omhels. Wie kan vir beter vriende vra? Selfs juffrou Giffinpomp, wat stadig op haar slakkoet skool toe beweeg, het waardering vir so 'n heldedaad. Sy steek haar rooi maag ver en trots uit toe sy by die Gogga skool se hekke indry. Om 'n boelie 'n les te leer, sit nie in enige een se broek nie. So verloop die dae en die planne van Piet Muskiet. Soms stout, altyd slim en altyd saam met sy vriende. Want een ding is seker, deur dik en dun is Piet Muskiet 1 vriend 1000. Moenie vergeet om volgende week te luister wat Piet Muskiet se nuwe avontuur is nie. Jy moet vir mamma sê dat Piet Muskiet elke Woensdag 5uur sal kom kuier. Wat dink jy gaan Piet Muskiet se nuwe avontuur wees? Kan jy raai?